Johan de Pre, ook lyk vir my 'n legende hierso by die Volkskerm Klub in Bloemfontein. Johan, sê vir my, wanneer het jy betrokke geraak? Jy het 'n baie spesiale storie oor wanneer jy begin spring het. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel? Ja man, weet jy, die ou lughawe was daar by die universiteitsgronde daar in die stad. En ons het daar naby gebly, so ek het maar naweke klub toe gegaan, rondgehang. Toe ek 13 word, toe kry ek 'n packing license. Toe leer ek die mense om te pak, maar ek's te jonk, ek mag nie spring nie. En toe ek 15 word, toe kry ek spesiale toestemming by Aero Club deur ons voorsitter en ek hou nog steeds die Reader Digest vir die jongste gemagtigde 15-jarige springer in die land. En dit's laas jaar Maart die 16 is nou 45 jaar. Dis nou amper 46 jaar wat ek die sport doen. Ek spring nog steeds, nog in een heel stuk. Baie na kampioenskappe gedoen, Suid-Afrikaanse nationals, oorsee gespring. So ek het deur die fases. En nou geniet ek dit. Baie betrokke by die studente. Ek help vir ons Chris ons hoofopleidingsbeampte, help ek maar baie met die studente. En kyk maar na die omgewing mooi en netjies lyk, landingsarea lekker lyk. So verder is ek maar doenagie. Jy vertel ons 'n bietjie meer oor wat spesifiek vandag hier aangaan. Ek weet ons het nou 'n groep gehad wat is 'n akkuraatheidssprong wat hulle gedoen het. Ja, hulle kry nou 'n spesiale kursus ook wat Gatser vir ons aanbied hier, maar hulle gaan deelneem aan die nasionale kampioenskappe nou April, Mei maand. En van hulle is beginners wat nou leer, is 'n baie goeie dissipline sport om akkuraatheid te doen. Hulle konsentreer maar, jy weet, om op 'n mat te land wat nogal baie effektief is. So ja, dis nogal 'n ding wat ons nie hier toegepas het nie, maar wat nou weer begin intree. Vertel my 'n bietjie van die akkuraatheidspronge. Wat maak dit anders? Wat is alles anders? Ek het gehoor die ouens praat oor daar's 'n groter valskerm wat die ouens gebruik, daar's 'n paar ander dinge wat in spel kom met die akkuraatheidspronge. Ja, die valskerm is baie groter, maar jy moet op 'n 10 cm disk moet jy kan land. Dan het jy 'n middelpunt van omtrent 2 cm wat jy moet raaktrap. Nou, hoe verder jy van hom af land, hoe meer punte kry en hoe meer punte kry, hoe slegter is jy. Hoe minder punte, hoe beter is jy. So wanneer jy daai kolletjie raaktrap, kry jy 0 punte. Dan beteken dit jy is baie goed. Maar hy's in die middel van die matras, so jy kan lekker op jou boude kom land daar, jy gaan nie seer kry nie, is 'n matras. Maar as jy hom misval, dan raak hy hard. Maar die valskerm is baie stadiger en baie groter. Ja. Johan, baie dankie. Ons gesels later weer. Waardeer jou, dankie. Jy is welkom. Baie dankie.